Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag-erediens van Uit die Woord Digitaal. Nog 'n week is verby waarin die Here vir ons geseën het, gelei het, versorg het en behoed en bewaar het. En vanmôre het ons weer eens die voorreg om vir hom stil te word en te luister na sy woord. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek wil graag vir jou uitnooi om deel te word van ons WhatsApp-groepe hier by Uit die Woord Digitaal, waar ons elke oggend 'n oggendoordenkings uitstuur gratis. So kan jy jou dag reg begin en saam met ons die Here aanbid en dien en eer elke dag. Stuur net vir ons jou besonderhede na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies wat ons bediening ondersteun. Jy maak dit vir ons moontlik om die evangelie van Jesus Christus met die wêreld te deel en elke dag ook betrokke te wees in God se koninkryk. Ons doen ook Bybelverspreiding hier by Uit die Woord Digitaal en ons is ook besig met diens van barmhartigheid en jou skenking maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Kom ons gaan vanmôre stil word voor die Here en ons begin hierdie mooi geleentheid in sy naam. Vader, baie dankie dat ons voor u genade troon kan stil word in hierdie nuwe dag. Dankie dat u ons Vader is wat ons baie liefhet. U is die Here en die Koning van ons harte. En ons eer u vir alles wat u vir ons doen en beteken. Dankie ook vir hierdie mooi geleentheid waar ons saamgekom het om te luister na u woord. Wil u vandag ons harte open vir u woord en met elkeen van ons praat, dat hierdie boodskap ons in die geloof sal versterk, ons sal bekragtig en sal bemoedig, sodat ons lewens u altyd sal eer. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons gaan lees vanmôre uit die woord van die Here, liewe vriende, twee pragtige gedeeltes. Die eerste gedeelte is die woorde van Johannes die Doper, daar in Matteus hoofstuk 3, en ons lees net vers 8. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En dan gaan ons saam lees Jakobus hoofstuk 2, vanaf vers 14. Wat baat dit my, broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. Dan sê vers 17, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. En vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Liewe vriende, dit word baie sterk beklemtoon deur die woord van die Here, dat Christene, mense wat bely dat Jesus Christus hulle Here en Verlosser is, hulle geloof op 'n praktiese wyse moet uitleef. Ja, daar is baie mense wat al van Jesus gehoor het. Daar is talle mense wat hom dalk met die mond bely, maar ons kry net so baie mense wat nooit hulle geloof op 'n praktiese wyse gaan uitleef nie. Ja, geloof is nie maar net iets wat op jou eie terme uitgevoer kan word nie. Die Bybel is baie duidelik. Geloof is glo en doen. Ons moet met ons hele hart glo in Jesus Christus die Here. Hy moet ons lewe verander. Hy moet ons lewe vernuwe. Hy werk in ons harte deur sy Heilige Gees. En as dit gebeur, dan moet daar vrugte van dankbaarheid na vore kom. Daarom sien ons daar in Matteus hoofstuk 3, kom Johannes die Doper, nadat hy die evangelie van redding aan mense verkondig het, en die mense gedoop het tot bekering van sondes, het hy dan ook na hulle toe gekom en gesê, julle moet vrug gaan dra wat by die bekering pas.
Nou bekering is 'n omdraai proses. Wanneer jy op die wêreldse pad lewe en Jesus Christus ontmoet, kan jy nie meer soos elke dag van tevore lewe nie. Jou lewe moet anders wees. Jou lewe moet nuut wees. Daar moet 'n omkeer wees op die verkeerde pad en jy moet nou begin leef op Jesus Christus se pad. Ja, die Here Jesus het vir ons die voorbeeld gestel hoe om te lewe. As ons sê dat ons in hom glo en ons het ons tot hom bekeer, dan moet daar vrugte wees wat pas by die ware bekering. En watter vrugte is dit? Dit is natuurlik goeie werke. Mense moet deur jou goeie werke kan sien dat jy kind van God is, dat Jesus die koning van jou hart is en die Here van jou lewe is. Jy kan nie meer in die sonde bly voortleef wanneer Jesus deel van jou lewe is nie. Inteendeel, daar moet 'n wrevel in jou hart wees teen sonde, teen verkeerde dinge. En daar moet 'n begeerte in jou lewe wees om elke dag nuut vir Jesus te lewe en vrug te dra wat by die bekering pas. Daar moet goeie werke in jou lewe wees. Daar bestaan nie so iemand soos 'n Christen wat geen goeie werke wil of kan doen nie. Wanneer Jesus jou hart kom nuut maak deur die Heilige Gees, dan wil jy gehoorsaam aan hom wees. Dan wil jy goeie werke doen. Dan wil jy toegewyd lewe en heilig vir Jesus. Wanneer die wêreldse mense dan na jou lewe kyk, dan sien hulle dat Jesus in jou hart en lewe is en hoe die Heilige Gees jou motiveer en inspireer om elke dag nuut vir hom te lewe. Maar wanneer ons dan 'n pragtige gedeelte soos die boek van Jakobus ook bestudeer, sien ons sluit Jakobus hierby aan. En hy praat met die Christene daar in Klein-Asië, wat in verskillende gemeentes is, want hierdie was 'n tipe van 'n omsendbrief. Jakobus het hierdie brief geskryf, dis na die een gemeente gestuur, hulle het dit voorgelees in die erediens, en dan is dit aangestuur na die volgende gemeente toe, sodat al die Christelike kerke in Klein-Asië hierdie boodskap gehoor het. Nou as ons oor die algemeen kyk na die brief van Jakobus, sien ons dat Jakobus baie sterk klem lê op geloof wat moet vrug dra, op goeie werke in kinders van die Here se lewe. In Jakobus hoofstuk 2 praat hy hier oor die nutteloosheid van geloof sonder die werke. Hy moedig die Christene aan in die gemeentes van Klein-Asië om vir die hele wêreld te gaan wys in hulle bekende wêreld waarin hulle gewoon het, wat 'n heidense wêreld was. Hulle moet vir daardie heidense mense gaan wys hoe lyk Christene en ware kinders van die Here se lewe. En hoe doen hulle dit? Deur goeie werke te gaan doen. En hy kom dan ook hier in vers 14 en sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom tog nie red nie. Wanneer die ware geloof in jou hart ingeplant is, dan bring die Heilige Gees vrugte van dankbaarheid na vore in jou lewe. Dan motiveer hy jou lewe. Hy inspireer jou om vir Jesus te lewe. Jou hart word brandende vir Jesus, vir sy koninkryk en vir die kerk van Christus. Jy wil kerk toe gaan. Jy wil jou Bybel lees. Jy wil graag bid. Jy wil in 'n lewende verhouding met Jesus Christus staan. Jy wil stryd teen sonde en jy wil niks met slegte dinge van die wêreld te doen hê nie. Jakobus kom en moedig die Christene dan ook aan dat hulle geloof en hulle lewens so moet lyk. En hy sê dan ook in vers 17 van ons teks, as ons geloof nie vrug dra nie, is dit in sigself dood. En vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Geloof en goeie werke gaan hand aan hand met mekaar saam. Nou as ons na ons bekende wêreld vandag kyk, 'n moderne wêreld waarin ons lewe, dan sien ons dikwels hoe kinders van die Here wat bely dat hulle Jesus Christus as Here het,
se lewens nie getuig daarvan dat Jesus die koning van hulle harte is nie. Want kyk ons na hulle werke, dan sien ons sonde, ons sien eie willigheid, ons sien slegte dade, ons sien dat hulle op die verkeerde pad lewe, en dit is nie ons plek om te oordeel nie. Maar wanneer ons hulle moet beoordeel aan die lig van God se woord, dan rym dit nie met God se opdragte nie. Want geloof moet goeie werke dra as vrug van die ware geloof. Dan moet goeie werke sigbaar in jou lewe wees. Dan maak ek nie meer verskonings as ek in hierdie wêreld lewe ter wille van ander mense nie. Ek lewe volgens God se woord, volgens God se riglyne. Ek kies Jesus se pad, ek stry teen sonde en ek gaan doen goeie werke omdat ek dankbaar is vir dit wat Jesus Christus vir my aan die kruis gedoen het. Ja, Jesus het die hoogste prys vir ons betaal aan die kruis op Golgotha. Sy liggaam is vasgespijker, sy bloed het gevloei. Hy het helse pyn en smart en lyding beleef om te deel met ons sonde en hy het dit in ons plek gedoen. En hoe kan ek en jy vir hom dankies gaan sê? Deur te gaan leef as kind van die Here, deur goeie werke te doen. Deur gehoorsaam aan sy wet te wees en aan sy woord te wees. En om vir die wêreld te wys, ek is kind van God, Jesus is my Here, ek skaam my nie daaroor nie, ek getuig vir wat hy vir my gedoen het en ek wil toegewyd gaan lewe volgens sy woord. Liewe vriende, in hierdie wêreld het ons heeltemal te veel mense wat bely dat Jesus hulle Here is, maar hulle lewe saam met die wêreld. So geloof is nie 'n suiwer geloof nie. So geloof pas nie by kinders van die Here se lewe nie. Jakobus skryf in Jakobus 2, as geloof nie vrug dra nie, is daardie geloof dood. Net soos wat die liggaam en die gees by mekaar pas om 'n eenheid te vorm, net so moet geloof vrug dra as Jesus in jou lewe is. En nou wil ek vandag vir jou aanmoedig, in aanleiding van dit wat ons geleer het vanuit die Here se woord vandag, dat jy op Jesus se pad moet lewe. Gaan dra vrugte wat by die bekering pas. Wys vir die wêreld wie jy is, naamlik vrygekoopte kind van God, en dat Jesus die koning van jou hart is en die Here van jou lewe is. Dis mos 'n voorreg om vir hom te lewe. Daarom kies ek teen die sonde en kies ek vir Jesus, want ek weet watter prys hy vir my betaal het. En ek weet hoe hy my lewe kom verander het en in my hart 'n nuwe hart kom gee het en 'n nuwe gees in my binneste, sodat ek graag vir hom wil lewe. Ek nooi jou uit om saam met my elke dag vir Jesus te lewe. En as jy 'n fout maak, gaan bely dit voor hom. Kies dan weer die regte pad. Kies Jesus se pad. Kies die Bybelse pad. Dan lei die Gees jou in geloofsgroei en sal jou lewe meer en meer goeie werke na vore bring as vrug van die ware geloof. Ek bid vir jou dat die Heilige Gees jou vandag, hier en nou, nader sal trek na Jesus toe. Dat jy vir hom sal lewe, vir hom sal kies en elke dag die pad vorentoe goeie werke sal doen as vrug van die ware geloof. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dat ons in hierdie mooi dag ons lewe aan U kan kom toevertrou. Dankie dat U U woord aan ons gegee het om U wil aan ons bekend te maak. U het vandag vir ons kom leer, Here, wat U van ons verwag. Help ons om goeie werke elke dag in ons lewe te doen, omdat ons lief is vir Jesus. Help ons deur U Gees om dit elke dag met vrymoedigheid te doen en met opgewondenheid in ons harte en met 'n dankbaarheid, want ons weet wat Jesus vir ons beteken. Seën vir ons die komende week. Lei, behoed en bewaar ons. Vul ons harte met U vrede en oorspoel ons met U genade en met U liefde. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Vriende, dit was vir my 'n groot voorreg om saam met jou vanmôre rondom die woord van die Here te wees. Ek bid vir jou. Kom ons gaan lewe tot eer van die Here en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.